Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se geografie les. My naam is Gina Stoop. Hierdie les word vir jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag, graad 12 leerders, gaan ons kyk weer eens na klimaat en weer vir vraestel 1 en ons gaan vandag fokus op die onderwerp subtropiese antisiklone en hulle gepaardgaande weer. Ons gaan vandag kyk, ons lesdoelwit is om seker te maak aan die einde van hierdie les, kan jy die volgende doen. Jy sal die uitstel of die uitleg van die vraestel kan doen. Jy sal studiewenke kan bemeester het. Jy sal die idee van eksamensskryftegnieke. Ons gaan ook kyk na belangrike aspekte van die beantwoording van vrae en wat om op te fokus. En dan ook gaan ons kyk na voorbeeldvrae wat handel oor subtropiese antisiklone en die gevolglike weer oor Suid-Afrika. Die onderwerp vir vraestel 1, waarop ons vandag gaan fokus is, die puntetoekenning is 150 punte. Jy het 3 ure vir hierdie vraestel en dan ook bestaan hy uit 'n afdeling A en 'n afdeling B. Vraag 1 handel oor klimaat en weer, wat 60 punte is, en vraag 2 handel oor geomorfologie, wat 60 punte is. En saam gee dit vir jou 120 punte. Dan afdeling B, wat kaartwerk is dan 30 punte. En dit gee vir jou 'n totaal van 150 punte. Reg. Dan die ontleding van die vraag vir afdeling A, het jy vraag 1, so ons is nou besig met klimaat en weer, wat 60 punte is. Dan het jy kort objektiewe vrae binne in daai 60 punte. So dit kan enigiets wees van multiple keuse vrae, dit kan wees paskolom A by kolom B, dit kan wees kies die regte antwoord. So dit is alles kort vragies wat jy kan verwag. Een van hulle, byvoorbeeld 1.1 sal 7 punte wees en 1.8 of 1.2 gaan dan 8 punte wees. Dan ook gaan jy kort 3 vrae van 15 punte elke uit enige onderwerp van klimaat en weer van Suid-Afrika. So dit kan dan wees tropiese siklone, middelbreedte siklone, die antisiklone waaroor ons vandag gaan praat, valleiklimate, stadsklimate ensovoorts. Dit kan jy verwag binne in jou klimaat en weer se 60 punte. En dan ook baie belangrik is jy gaan 'n paragraaf vraag hê van 8 punte in enige van daai 3 subvrae. Dan afdeling A se vraag 2 handel oor geomorfologie. Dit is ook 60 punte. Jy gaan ook kort objektiewe vrae van 15 punte elk, wat dan nou ook is jou multiple keuse, jou paskolom A by kolom B, jou kies die regte antwoord en dan ook 3 vrae van 15 punte elk wat handel oor subvrae van geomorfologie. En dan ook dan 1 paragraafvraag van 8 punte en enige 3 van die subvrae. Reg, en dan afdeling B, vraag 3, is jou kaartwerkvraag. Dit is 30 punte. Ons kyk na kaartvaardighede en berekeninge. Dit is nou waar jy jou kalkulasies gaan doen. Dit is 10 punte. Dan jou kaartinterpretasie, wat dan nou oor klimaat, weer en geomorfologie gaan, is 12 punte en GIS bestaan uit 8 punte. En saam gaan dit vir jou die 30 punte kaartwerk gee. Reg. Dan ons studiewenke. Jy moet deur ten minste 3 vraestelle werk. 3 vorige vraestelle voor die eksamen. So jy kan hierdie vraestelle kry op die volgende skakel van www.education.gov.za en jy gaan dan soek vir past papers. Maar jy kan ook gaan kyk op die QR-kode wat beskikbaar is hier, wat jy nou kan skandeer en dit sal jou direk vat na die skakel toe. Dan jou studiewenke, teken jou eie breinkaarte en gebruik ook bestaande breinkaarte terwyl jy studeer. Dit gaan jou help om 'n beter prentjie te kry of 'n oorsig te kry van die werk wat behandel moet wees of wat jy moet ken vir daai spesifieke
topic. Dan maak flitskaarte van konsepte, soos jou definisies, skep 'n vorm van rympies, liedjies, afkortings of enige ander tegniek wat jou help om inligting beter te prosesseer, kan jy gebruik om jou goedjies te onthou of om die werk te onthou. Dan ook kyk na YouTube video's of Pakama video's om jou te help om 'n geografiese kenmerke en prosesse te kan visualiseer en om 'n mooier prentjie te kry van wat regtig bedoel word met iets. En dan ook visualiseer die proses terwyl jy studeer. Sien in jou kop hoe 'n tropiese sikloon gebeur, of sien in jou kop hoe 'n middelbreedte sikloon vorm, of antisiklone hoe dit werk, want dan gaan dit jou ook help om die inligting beter te kan onthou. Dan jou eksamenwenke. Jy moet onthou om die instruksies sorgvuldig deur te lees, maak seker dat jy weet wat word van jou verwag. Onthou partykeer kan hulle vir jou sê in watter eenhede jy moet skryf, veral met kaartwerk. Hulle kan vir jou sê hoeveel keer jy moet afrond, so dit is baie belangrik om daardeur te gaan. Dan ook lees die vraag 2 keer voordat jy antwoord. Maak seker dat jy weet wat word vir jou gevra en wat jy moet beantwoord. Dan onderstreep die sleutelwoorde, soos wat ek nou doen, en die aksiewoorde, om seker te maak dat jy die vraag duidelik verstaan, en seker maak dat jy weet of jy iets moet benoem, en of jy iets moet beskryf, want daar is 'n verskil tussen die twee. Dan kontroleer die puntetoekenning, want dit gaan vir jou lei in hoe jou antwoord gestruktureer moet wees. So met ander woorde, jy moet kyk as dit 'n 2x2 is, beteken dit jy moet 2 feite noem vir 2 punte. So met ander woorde, dit gaan heel moontlik dan 'n vraagie wees wat jy in 'n sin moet beantwoord en nie net 'n kort woordjie skryf nie. Dan bestudeer die hulpbronne wat aan jou gegee word. Dit is baie belangrik. Die infografikas of die diagramme of die prentjies wat vir jou gegee word, kyk daarna. Daar is so baie antwoorde partykeer binne in daai infografikas wat ons geneig is om te mis, omdat ons te vinnig die vraag wil antwoord. So kyk daarna en maak seker jy lees daardeur, want jy mag dalk net 'n antwoord of 2 daaruit kry. Dan ook die dag van die eksamen, maak seker dat jy vroeg daar aankom, jy wil nie gejaag wees nie, so jy kan 8 uur al daar wees, of voor 8 uur daar wees, sodat jy 8 uur kan sit. Dan ook, maak seker dat al jou skryfbehoeftes vir die eksamen daar is. Met ander woorde, 'n blou pen, 'n potlood, 'n uitveer, 'n liniaal, 'n merker, so jou highlighters, 'n gradeboog is baie belangrik vir geografie, en dan ook 'n sakrekenaar. Dan gebruik die 10 minute leestyd wat vir jou gegee word, om al jou vrae deur te lees en seker te maak dat jy regtig weet wat van jou gevra word. En maak ook seker dat jy seker is, jy mag nie 'n pen in daai 10 minute tydgleef gebruik nie. Dan volg die instruksies duidelik, soos wat ek gesê het, en moenie deur jou vraestel jaag nie. Wees kalm. Jy het 3 ure, maak seker jy gebruik al jou tyd. En dan laastens, beantwoord elke liewe vraag. Moenie 'n vraag uitlos nie. As jy onseker is oor iets, gaan aan na die volgende vraag toe, en dan gaan jy weer op die einde terug na daai vraagie toe wat jy uitgelos het. Jy mag dalk net die regte antwoord daar neerskryf. Moet nooit oop spasies los nie. Reg, dan spring ons vandag in met hoekom ons eintlik hierso is. Voorbeelde vra oor subtropiese antisiklone. So verwys na skets A en B hieronder. So hierdie is nou 'n voorbeeld van 'n kort objektiewe vraag wat handel oor subtropiese antisiklone. So dit is nou 'n multikeuse vraag. So ons gaan sommer nou deur dit gaan en dan kan jy sien hoe om dit mooi te beantwoord. Reg, so hulle sê verwys na skets A en na skets B hieronder. Verskeie opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vraag oor die invloed van antisiklone in Suid-Afrika verskaf. Kies die antwoord en skryf die letter A tot D langs die vraagnommer neer in die antwoordboek. Met ander woorde, 1.1.9 is D. Reg. So, by nommer 1, skets A. So ons kyk nou na hierdie skets, né?
toon tipiese watertoestande. So in die geval, kyk ons, wat sien ons hierso? Ons sien 'n hoëdrukstelsel. 'n Hoëdrukstelsel is slegs in die winter sigbaar op 'n Suid-Afrikaanse kaart. So met ander woorde, ons kyk na 'n winterskaart. Dan die laagdruksel in skets B, so dis hierdie enetjie, vorm as gevolg van wat oor die land. So met ander woorde, intense verhitting. Dan vraagie 3. Is die konsep wat gebruik word om die verlenging van die isobare te skryf wat met die Suid-Atlantiese antisikloon in skets B geassosieer word. So in hierdie geval is dit 'n inwigging. So ons kan sien dat daai gedeelte is die buiging of die verlenging van die isobaar waarvan hulle praat. Dan vraag 4. Die antisiklone in skets A en B verander hulle posisie seisoonaal. So in elke seisoen verander hulle as gevolg van wat? As gevolg van die verskywing van die ITKS. Dit is baie belangrik om dit te weet en jy kan ook sien in A sal jy sien dat hulle bietjie hoër op is en dan in B skuif hulle afwaarts, so ons sal sien dat hulle bietjie laer lê. Dan by nommer 5, die Suid-Afrika of die Suid-Indiese antisikloon in skets B sal waarskynlik meer vog oor die ooskus invoer in vergelyking met skets A, omdat dit B 'n groter strekking het, so met ander woorde 'n groter afstand het. Dan die laagdrukstelsel in skets A sal in wat? 'n rigting beweeg. Dit sal in 'n ooswaartse rigting beweeg. Dan nommer 7, bergwinde sal waarskynlik in skets A ontwikkel as gevolg van die, en dan moet ons nou kyk dooitjie en die ander enetjie, so dit sal in hierdie geval wees A, so ons kyk na die Kalahari antisikloon en die kuslaagdruk wat verteenwoordig moet word, sodat 'n bergwind kan vorm. En dan die laaste vraagie by hierdie multiple keuse. Nommer 8. Die inversielaag wat oor die skarp in skets B vorm, sal die vorming van wat en wat begunstig? So in die geval was dit C, so dit is reënval en haal. OK. Dan kyk ons na weer eens 'n kort tipe vraagie wat gevra kan word. Verwys na figuur 1.1, wat dan nou hierdie figuur is, wat antisiklone oor Suid-Afrika wys. Kies die korrekte woorde uit die wat tussen hakies gegee word en skryf slegs die woord of die woorde langs die vraagnommers in die antwoordboek neer. Reg, so 1.1.1, druksel A is verder geleë noord in die winter. So dit is dan nou hierdie enetjie. In die somer gaan hy bietjie meer onder toe skuif. Dan druksel B staan bekend as die wat? Hoëdruksel. Dit is die Suid-Indiese hoëdruksel want hy is in die Indiese Oseaan. Dan 1.1.3, wanneer isobare van druksel B af verleng word, word dit 'n rif of 'n gog genoem. In die geval word dit 'n rif genoem. Dan die druklesing by C is ongeveer, en dan moet ons kyk hoe lyk hy daar in die middel. So met ander woorde, ons kan sien dat daai is 'n 8. Ek weet nie of julle lekker daar kan sien nie, maar daai laaste enetjie is 1008 plus 4 gee vir jou 1012. So as ek nog 4 dae gaan bly plus, dan gaan dit vir my gee 1016. So in die geval is dit 1016. Dan die windsnelheid by weerstasie D is hoeveel knope? So ons kan sien dat dit net een streepie is en dit is 10 knope en dit is 'n lang streepie. Onthou, kort streepie is 5 knope en lang streepie is 10 knope. Dan die windrigting by weerstasie D is dan noordwes. Ons kyk in watter rigting hy waai, so daarso is my sirkeltjie
en hy gaan in daai rigting. So met ander woorde, dit is tussen noord en wes, dit gee vir my noordwes. En dan drukselle A, B en C verteenwoordig die ewenaarlaag of die subtropiese hoëdrukgordel, in die geval die subtropiese hoëdrukgordel. Reg, ek hoop julle sal nou weet hoe om hierdie tipe vragies te kan beantwoord. Dan gaan ons nou oor na 'n bietjie langer vragie toe, 'n moontlike eksamenvraag. So in die geval is dit ook 'n tipe langvraag, 'n paragraafvraag. Vra hulle vir jou verklaar en verduidelik die verskil in weerstoestande wat gedurende die winter en die somer oor die Suid-Afrikaanse binneland ervaar word, deur te verwys na die rol wat die hoëdruksel speel. So, in die winter verhit die afnemende lug in die Kalahari hoëdruksel teen 'n droë adiabatiese vervaltempo. Onthou in die winter is die Kalahari hoëdruksel dominant. So jy kan hom sien en hy het nogal sy effek op die weer. En is dit warmer as die lug van die kusgebied. Dit veroorsaak 'n temperatuurinversie. Die temperatuurinversie sink onder die helling en dit voorkom dat enige vogtige lug die sentrale plateau binnekom. So met ander woorde, ons kan nie vog van die see af na die binneland toe kry nie, en dit beteken dat ons nie kondensasie het nie, en dit beteken dat daar nie reënval is nie, en dit is hoekom die binneland van Suid-Afrika nie in die winter reënval kry nie. Reg, en daarom val daar geen of min reën in die binneland. Reg. Dan in die somer beweeg die subtropiese hoëdrukgordel, so met ander woorde daar waar die Kalahari hoëdruk is, bietjie meer suid, saam met die hitte-ewenaar. So die afnemende lugmassas en die helder toestande skuif na die suide van die land toe. Die Kalahari hoëdrukstelsel lig op as gevolg van kontinentale verhitting, so met ander woorde aardverwarming daar, en of aardstraling, en dan ook dit laat vogtige tropiese lugmassas toe, om die vogtige lug oor die binneland te bring, en dit bring dan vir ons somerreënval aan die binnekant van Suid-Afrika. Reg, en dit was ons vragies gewees. So, in die volgende les gaan ons kyk na weer eens voorbereiding vir die eksamen, en dan gaan ons bietjie meer fokus op vallei en stadsklimate. Baie dankie dat julle hierdie les gekyk het. Sien julle volgende keer. Totsiens.